Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our days away, spend our weekends in bed. We drink ourselves stupid and work ourselves dead, and all just because that's what Mum and Dad said we should do. We should run through the forests, we should swim in the streams, we should laugh, we should cry, we should love, we should dream, we should stare at the stars and not just at screens. You should hear what I'm saying and know what it means to sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart, no. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter. It's the meaning of life, and it's streamed live on YouTube. But I bet Gangnam Style would still get more views. And we're scared of drowning and flying in shooters, but we're all slowly dying in front of computers. So sing at the top of your voice now. Oh, love without fear in your heart. Can you feel like you still have a choice? If we all light up, we can scare away the dark now. Hierdie liedjie sê ietsie van die staknis van die wêreld. Die wêreld is bietjie stak. Dalk is jy al daar. Dalk beleef jy dit al. Als is so bietjie banaal, soos Paulus sal sê. Wat is nou die sin daarin? Hier is nou net nog 'n kwartaal. Prediker sê alles kom tot niks, maar ons gaan nie vanaand daaroor praat nie. Ons is so geneig om te sê ons soek meer. Hier's wat die lewe is. Hier's wat dit is om 'n mens te wees, om te werk en 'n gesin te hê, en dan gaan jy nou maar deur dit, en op die einde van die dag as jy weer sien, bedien studente vir jou koekies en sing vir jou liedjies in die ouer huis. En dis dit. So fliek, it's as good as it gets. Ons almal in hierdie wêreld, nie net ons wat hier sit vanaand nie, het 'n begeerte vir meer. Ek wil 'n beter lewe hê. Ek wil 'n verskil maak. My lewe moet tel. Daar moet iets meer wees. Iets moet awesome wees, en dit kan nie eers net die hemel wees nie. Net nou word ek 85 of 95 of 115 en dit raak eers awesome in die hemel. God het 'n plan van aksie wat hy vir ons daar gestel het vir hierdie probleem. Dit is vir my so mooi. Mens sal dink Passenger was op die pik, né? Julle daai beleef gehad. We shall weekdays away, spend our weekends in bed, I must say, watching series, drink ourselves stupid, okay, die work ourselves dead, sê vir my, was hier reg op die pikkie, maar, dit som het so mooi op, hier is wat ons eintlik moet doen, ons moet die lewe geniet, hoor hoe praat hy, die kontrast tussen die natuur en dit wat die wêreld ons wil gee, en dan hierdie is ons wil gelukkiger wees, ons wil altyd nog maarder wees, ons wil partykeer nog fikser wees. Ons wens ons was nie mense wat gejok en gesondig het nie, ons wens ons het nie so vinnig opgegee nie, ons wens ons was beter, ons wens ons was nie so nasty en bitter nie, dis vir die meisies. Ons wens ons lewe was nie gemeet aan wat ons hashtag sê, of hoeveel likes ons het, of hoeveel followers ons op Twitter het nie, maar om een of ander rede is ons daar. En God het vir ons 'n plan gegee, letterlik 'n plan van aksie, 'n PVA, oor hoe om meer te hê as net dit. Hoe om nie hierdie liedjie te luister en trane in jou oë te kry en baie stak te voel nie. En daai plan is in 1 Petrus 4, en ek wil hê julle moet saam met my soontoe blaai vanaand, asseblief. Dis nogals baie aan die einde van die Bybel. En ek wil hê moet sommer daar oophou. Ons gaan lekker kyk na die teks. Wat is God se plan van aksie vir ons wat ons glo om meer te hê, om gelukkiger te wees,
om nie net ons weksdae verby te wens en naweek in die bed te lê en sondaande wakker te word vir kerk nie. Wat is die plan van aksie wat God vir ons gee? 1 Petrus 4 van vers 7 af. Is julle daar? Kry julle dit nie? Lyk vir my party se Bybel het nie 'n Petrus nie. Dis net voor 2 Petrus. Help dit. OK, kom ons lees die res van julle hele preek om in te haal. Of te Google. Die einde van alles is naby. Die einde van die jaar is naby, hoor julle, Petrus weet. Daarom moet julle self beheers en nigter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige gawes van God moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus. Dan sê hy, dis hierdie Jesus Christus aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen, dat dit so wees. Paulus skryf, ek sê ek alweer Paulus, Petrus skryf hierdie brief, algemene brief, dis nie vir iemand spesifiek nie, dis vir julle. Hy het geweet, julle gaan dit die einde van die jaar wil lees. En hy sê, die einde van alles is baie naby. Hy skryf hierdie brief vir hierdie mense wat begin glo het, wat hierdie nuwe geloof aanvaar het, en hy gee vir hulle 'n plan van aksie, hoe om tot die einde van alles te leef, soos wat God dit gedroom het. 'n Waarlike aksieplan, hy's op die tekenbord, hy's besig hier met 'n gameplan vir hoe gelowiges, kinders van God, kan volhard in dit wat God vra. So in die eerste plek, hy sê, wat vra God? En dan, hoe doen ons dit wat God vra? En hy begin in vers 7, eintlik om hulle 'n bietjie moed in te praat. Moenie worry, is amper verby. Nee, julle almal, dis hoekom ons daai running app op ons foon het, dat ons weet hoe tel die kilometers af. Nee, dis amper verby, dis amper verby. As jy atletiek gedoen het, as daai klok lui, dis amper verby, dis amper verby. Hy sê, die einde is in sig om hulle te bemoedig, wat swaar kry. Maar die punt vir ons is, die einde waarvan hy praat, dis nie as ons moet nou sommetjies maak, die einde sou nou in September gewees het, nee. So ons is die wat oorgebly het. Dit sê iets, dis hoekom ons vanaand hier moet wees. Dit gaan nie oor probeer uitfigure wanneer die einde is nie, dit gaan om te sê, ons weet nie wanneer die einde is nie. Het sy die einde nou vir ons is wanneer Christus afkom en ons kom haal, of het sy dit is wanneer jou lewe eindig, jy weet nie, maar weet maar net, tyd is min. En terwyl jy hier is en jy bepaalde tyd het, is daar 'n sekere manier, is daar 'n plan van aksie wat God het vir jou oor jou lewe, om seker te maak, jou lewe lyk soos syne. Hoe lyk sy lewe? Sy lewe lyk nie soos die een waarvan Passenger sing nie. Sy lewe is nie 'n lewe van stak wees in die wêreld, en stak voel, en heeltyd wens, maar is daar nie net meer nie? Is dit nou regtig dit? En dan skryf hy aan, en hy sê, wat is dit, wat hierdie lewe is? Wat is 'n beginsel? Om selfbeheers en nigter te leef. Hy sê, God woon in jou. Dis wat gebeur het met Jesus se koms. God het in jou kom woon. Jy's nou onder nuwe bestuur. Onder nuwe beheer. God is in beheer. Staan in 1 Korintiërs 6 aan die einde, dankie, ek het vir ons enetjie afgaan, julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, nog iets wat hy vir ons gegee het, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop. Julle is nie opgetel nie. Julle is nie verniet gekry nie, julle is nie opgevuil nie. Julle is gekoop en die prys om julle te kan hê is duur betaal met die bloed van sy seun. Dis wat Paulus hier skryf. Jy behoort nie meer aan jouself nie, want die Gees bly in jou wat sê jy is onder nuwe bestuur, nuwe beheer. Met ander woorde, jy kan nie net doen waarvoor jy lus is in hierdie lewe nie, want dis wanneer jy stak raak. Jy moet selfbeheersing hê. Dis die eerste ding wat Petrus van skryf. Met ander woorde, om eers te hoor wat die Here sê, en wat die Here vra oor 'n saak voor ek dit doen, en nie net te doen wat ek wil, wanneer ek wil nie. Dis deel van die rede hoekom ons so voel. Deel van die rede hoekom ons so oor die lewe voel. Want ons jaag ons begeertes na, en dis soos 'n hond wat 'n kar jaag, of ek weet nie, sy 'n stert jaag. As ons daar kom, dan weet ons nou nie meer wat om daarmee te doen nie, en dan sien ons die volgende ding. Ons is so 'n bietjie ADHD met ons begeertes. Hoe kan ek meer hê? Om nie net te vertrou wat ek begeer nie, maar selfbeheersing te hê en die een wat in my woon te vra, wat is sy wil oor hierdie saak. Dan sê hy, moet jou nie laat bedwelm nie. Wat beteken dit? Sê hy, moenie hoog raak nie.
Potchefstroom, almal daar ook, almal boom, wat sê? Ons het gister vir Karen geluister. Hy het hierdie vir julle geskryf, jy weet dit. Nou deel van bedwelm, wat bedoel hy met dit? Ja, drank, nie dronk raak nie. Moenie ander dwelms gebruik nie. Moenie toelaat dat enigiets beheer van jou vat, buiten die een wat jou gekoop het en jou mag beheer nie, dis wat hy sê. Maar wat beheer ons nog? Hoekom sing hierdie ou hierdie liedjie? Wat sing hy daarvan? Hier's hierdie goed waaraan ons vas is, waarvan ons beheer is, waarvan ons nie kan losbreek nie. Met ander woorde, jou hele lewe moet jy so inrig, dat jy selfstandig kan leef en iets anders jou nie beheer nie. Wees nugter, hy praat van nugterheid. Wat is dit om nugter te wees? Dis om in beheer te wees van my keuses. Met ander woorde, my lewe, en dis presies wat daai liedjie gesê het, moenie so lyk dat my program so vol is, en wanneer ek aftydjie het, kyk ek in anyway series, of wat ook al dit, nêrens is ek besig om te dink, of om met die Here in kontak te wees, of besig om te dink oor waarmee is die Here my lewe besig nie. My program is net so, en as ek in my bed kom, dan is my laptop aan, en eventually iewers raak ek aan die slaap, ek kyk nou al 3 weke aan Grace se tweede episode, en nêrens ooit is ek in stilte en nêrens ooit is ek besig om oor my keuses, oor myself te dink. En nêrens is ek besig om my prioriteite te bepaal nie. Wie bepaal my prioriteite? Dalk my begeertes, maar ons is nou nie daar nie. My dosente bepaal hulle julle prioriteite. Ek sê vir jou hier is belangrik, jy sal eers daaraan aandag gee. Die res van my groep wat saam met my groepstaak doen, die pik se rooster, nee, dis nou eksamen, so ek sê vir jou, dis prioriteit. My koshuis, gang, my vriende, my sê, hier's wat ek moet doen, en as ek weer sien is 'n dag verby, en daar's 3 ure oor vir my om enigiets te doen en te slaap. Om met nugterheid te leef is om beheer te neem, en nie toe te laat dat die wêreld en omstandighede bepaal wie ek is nie, want wat dan? Dan sal jy kan bid. Hy sê, doen dit sodat jy kan bid. Wat is ons groot probleem? Ek bid en die Here hoor my nie. Dis hoekom ons nie kan bid nie. Want ons is onder 'n dwelm en nie nugter nie, en partykeer is dit regtig goed wat ons drink en eet, en ek weet nie, snyf, maar partykeer is dit bloot ons roetine, dis die wêreld, dis wat van ons verwag word, en dit gaan nie ophou nie. Dit gaan meer en meer word. So vers 7 kom Petrus en hy gee so half die oorkoepelende PVA van God. Hier is sy aksieplan vir jou. Onthou die 2 goed, dis baie belangrik. Dan sal jy tyd hê om die res van die dinge te ontdek in die woord en met die Here te praat. Dis eintlik so eenvoudig wat hy kom sê. Dan van vers 8 af kom gee hy 3 stappe wat by die aksieplan van hom pas oor hoe jy moet leef tot die einde van alles. Hy sê 3 goed. Hy sê jy moet mekaar lief hê, jy moet gasvry wees, en jy moet jou gawes gee om te dien. 3 goed, baie maklik. Hoor hoe maklik maak Petrus dit? Dis omdat ons nog nie Torah in die Bybel gelees het nie. Hy kom sê dit vir ons so maklik. Ons soek die sin in die lewe en ons soek wat om te doen. Hy sê vir ons een versie, bly nugter en hê selfbeheersing. Hy sê vir ons, hier's 3 stappe om dit uit te leef, so maklik soos dit. Kom ons kyk na die eerste een. Hy sê in vers 8, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê. Nou ons maak die fout om te dink dis die Cupid liefde, nee, die hartjie liefde. Die wat ek voel uit my hart uit. Eintlik moet die woord vertaal word met aanhoudend lief hê, om aan te hou lief hê. Daar's nie 'n punt van dit is nou genoeg. Ek kan jou ook net soveel keer lief hê en jou tuna blikkie in die wasbak by die badkamer kom leegmaak het. Ek kan jou nou nie meer lief hê nie. Dit was nou dit. Aanhoudend lief hê. Dis moeilik in die koshuis, ek weet. Ek moet jou aanhoudend lief hê. Jy het liefde van God ontvang, God het dit gegee, en jy moet dit vir mense gee. En dit behels, en dit begin eintlik, want dis wat God doen. God sien in jou wat 'n sondaar is, die goeie raak, en voel jy's en kies, dat jy die moeite werd is om te red, en hy gee vir jou liefde. Daai liefde moet jy gee. Dis die vermoë, dis die gawe wat God vir ons gee, om vir iemand te kyk, en dit in hulle wat die moeite werd is om lief te hê, raak te sien. Dis wat die wêreld nie doen nie. Dit sien wat kort ons. Hoekom skinder mense? Hoekom spot mense? Want ons sien net wat hulle nie het nie, of wat hulle van fout het. Al wanneer ons regtig die goeie kan raak sien, is as ons in die spieël kyk. Sê wel, Here kon dit daarom een keer reg kry. Maar ander mense, foute, negatiewe. As jy ander lief het, is om die goeie in hulle te sien. En dis harde werk, dis wat hy sê, aanhoudend. Dis die keuse wat jy jou lewe lank gaan moet maak, en wat die bottom line is van kind van Here. Dis 'n lewensroeping. Die tweede ding wat hy sê in vers 9, wees gasvry. As goeie bedienaars,
ekskuus, een terug. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Jy al gehoor dat mense baie keer as hulle vir iemand iets nice moes doen. En nou glo nou weer my notes kom afrol. Nee, so stap ek toe nou uit by Spar en daar's wragtig 'n boemelaar en ek mos nou nice. Ek mos nou gehoorsaam. So ek kook toe maar vir my halwe droë brood en sê vir my kan water drink aan oorkant by die parkie. God, wat het hy kom doen? Hy het Jesus gestuur en ons ingenooi in sy huis in. Sê nou is jy deel van my gesin. Dis ultimately gasvry. Nou ek sê asseblief nie almal in jou huis innooi nie. Gaan nou vir jou ma sê die kerel wat so oorslaap is gasvryheid, nê? Miskien is dit 'n gasvryheid wat oor meer as dit gaan. Ek besef julle is nie lekker op die plek waar jy noodwendig nou vir vreemdelinge, hopelik ook nie, maar vir mense wat behoeftig is, kan gee op 'n fisiese manier nie. Maar om iets te besef van God se openheid, God se innooi, en dit moet ek vir mense wees. Ek moet kan gasvry wees. Met ander woorde, ek en my pelle kan nie een of ander klikkie wees. En ek weet van die ou op die gang, of die ou in my koshuis, of die ou in my klas, wat nie vriende het nie, maar ons is ook eintlik lus nou vir hom of vir haar nie. Gasvryheid, om oop te wees, om vir mense ontvanklik te wees. Baie, baie belangrik. Veral by die kerk. Veral as ons onsself kinders van die Here noem. Dan is dit regtig make the circle bigger. Daar's altyd plek vir nog een. Kom kry die taksies dit beter as wat ons dit reg kry. Gasvryheid. As jy nie kan lief hê nie, sal jy nie kan gasvry wees nie. En dan die laaste ene wat ons hier lees van vers 10 en 11, is om die genadegawe wat jy gekry het, te leef. Nou, daar's mense wat baie op die gawes van die Gees gefokus is. En dan gaan dit elke keer oor iets wat dit vir jou moet beteken. Wat Petrus hier sê, wat Paulus sê, wat Jesus sê, is elke keer, jy kry 'n gawe om ander mee te dien. Nie om gebedien te word nie, om ander mee te dien. Nou, hy praat net van twee, hy praat van preek en van dien. En as jy in Romeine 12, Korintiërs 12, Efesiërs 4, enige van daai gaan lees, dan sal jy hoor, Paulus brei uit, daar's baie gawes, hy fokus op die twee, maar die punt is, jy kry 'n gawe, jy kry liefde om te gee, jy's ingenooi om ander te kan innooi, jy het 'n gawe gekry om ander te kan dien, en jou gawe is wat van jou 'n ligtoring maak, en wie's daai lig? Dis God wat skyn in jou lewe, wat maak dat ander na jou toe wil kom, en veilig by jou wil voel. Dis wat in Matteus 5 staan, dankie jy kan vir ons opset, wanneer Jesus sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. En dan is dit net daai twee goed. Gasvryheid en liefde. Dit som alles anders op. Goed, God se gameplan. Nou is die vraag wat ons moet vra, who's life is it anyway? So ons sê, okay, dis wat die Here se plan is, maar dis my lewe. Ek het net hierdie een, en ek dink ek kan seker maar met hom doen wat ek wil. En wanneer ons praat oor die lewe, en wanneer ons selfs praat en luister na wat daai liedjie sê, en as ons die gesindheid van die liedjie hoor, dan sê ons vir mekaar, die vraag gaan oor 'n vraag van eienaarskap. Hoe lewe ek 'n lewe wat goed is die vraag, wie se lewe is hierdie lewe wat lewe? Wie besit wat in hierdie lewe? So ek wil ons met 'n oombliekie dink oor wie God is, want dit wys baie van wat jy dink oor God in jou lewe. God is die een wat alles gee. Ons het dit gelees in Psalm 24. Hy is die een wat dit daar gestel het. Letterlik. Die aarde waarop jy loop, die bankies se hout waarop jy sit, God het dit gemaak. Dat jy hier kan stap, God het dit gemaak. Die boek wat jy lees, daai boom, God het hom gemaak. God het alles gemaak en vir ons gegee. Ons lees dit in Genesis. Alles, alles. Hy het vir jou lewe gegee met sy eie asem, die lewe wat jy het. Al 'n bietjie asem, kom 1 2 3. Kan ek weer? Okay, dan sê jy het goed gedoen. Weer? Okay, het lyk vir my nie julle almal wil asemhaal nie. Dit is 'n bietjie warm, nee, is 'n bietjie sweaty hier binne. Die asem wat jy haal, het die Here vir jou gegee. Dis syne. Hy het dit vir jou gegee. Hy het sy seun vir jou gegee. Ons het nou gelees in Korintiërs om jou te koop met sy kosbare bloed sodat jy gered en verlos en vry kan wees. En hierdie asem vir altyd kan haal. Alles. Hy het dit vir jou gegee. Elke gawe, elke talent wat jy het, wat lees ons in Psalm 139, het hy, toe hy jou om mekaar geweef het, vir jou baie sorgvuldig en baie spesifiek gegee. Wat het jy gedoen? Wie is jy in hierdie prentjie? Die Bybel praat van ons as rentmeesters. Al dit al gehoor? Ons hou nie baie van daai woord nie, want dit beteken gewoonlik ons gaan nou volgende vir geld vra. Jy is 'n rentmeester, gee jou deel terug.
'n rentmeester is iemand wat in beheer geplaas word van iets. Dis wat dit is. 'n Manager eintlik. Dit daar. Julle almal 'n manager balkie? As jy kind van die Here is, het jy een. Gaan dit maak vir jou een by Wanted. Sal vir hom vra vir 'n spesiale prys vir julle. Jy is 'n manager, jy is 'n bestuurder, 'n opsigter. Dis wat 'n rentmeester is. Dis hoe die Bybel van ons praat. Eindelik gebruik hulle die woordjie bestuurder seker meer. 'n Bestuurder is wat? Niemand wat 'n kar ry nie. Ek het probeer soek vir 'n bestuurdersbalkie soos in Afrikaans, maar dan is dit net foto's van mense wat bestuur. Dis baie funny. Lyk my nie mense in Afrikaans kom by hoë posisies uit nie. So, julle om te doen. 'n Bestuurder is iemand wat iemand anders se goed kry om oor verantwoordelikheid te vat met die doel dat hulle dit nog steeds besit en dalk gaan kom haal eendag. Dis die verhaal, julle weet as ons in Lukas 19 lees van die 5 goue muntstukke, dis presies waar dit gaan. Dit gaan oor die ding dat God gee en hy los jou daarmee om oor dit te heers en te bestuur en op 'n dag kom hy terug. Dis wat Petrus van praat, die einde is naby. Wanneer hy kom aan die einde, kom hy terug en hy kom vra vir die bestuurder hoe dit hier gegaan vandag. Met dit bedoel hy wat is die winste van dit wat ek vir jou gegee het. So die vraag is, wie is eienaar in jou lewe en wie is bestuurder, huurder, sê nou maar manager as jy wil, rentmeester in die lewe? Is my gawes iets wat ek vir God gee om te gebruik of iets wat hy vir my gegee het om te gebruik? Want dis die probleem. Ek dink daar's 'n probleem in hoe ons dink oor ons lewe. Wynand Strydom sing die liedjie, ek weet nie of julle weet wie hy is nie. Dan sê hy, ek het net een lewe om te doen wat ek wil. Net een lewe om liefde te vind. Net een lewe om te sê wat ek wil, ek het nie tyd om te verspil nie, moet aan die gang kom. Miley Cyrus het sy liedjie gecover, bietjie later, getitel I Can't Stop. Ek gaan nou nie al move gooi nie, as julle nie weet wat die liedjie is. It's my mouth, I can say what I want to. It's my house, I can love who I want to. It's mine. Sy het dit gehoor via in Finding Nemo, toe hulle gesê het, mine. So leer almal by mekaar, né? Die vraag is, wie is die eienaar en wie is die bestuurder? Dis my mond, ek kan sê wat ek wil. So jy is die eienaar. Kom ons sê dit in 'n ander konteks, jy hou meer van flieks. Wie is die hoofrol? Is ek die hoofrol en dit gaan oor my en dis my plek om te wees en God is 'n goeie supporting actor wat moet voorsien in my behoeftes om die beste hoofrol te speel? Of is dit God se lewe en dis sy verhoog en hy is die hoofrol en ek is hier om die lig op hom te skyn? Dis sy mond wat hy vir my geleen het. Ek kan nie net sê wat ek wil nie. Petrus sê ek moet vra, selfbeheers. Kan nie net doen wat ek wil nie. Dis sy lewe, hy het dit vir my gegee. Een lewe, een kans. Wie is die eienaar? Wie is die bestuurder? Ek dink jy moet 'n bietjie gaan dink oor hoe jy oor jou lewe dink. Dis maklik nou om te gaan, ja, ons weet God is die eienaar, ons ken Psalm 24. Maar hoe lyk jou lewe? Getuig jou lewe van wie is die eienaar? Wie is die bestuurder? En as ek sê jou lewe, bedoel ek elke liewe aspek. Dis die volgende ding. As ons sê jy's 'n huurder of jy's 'n bestuurder, van wat is dit? Nou die algemeenste goed waar ons gewoonlik praat is om te sê jy moet 'n goeie bestuurder wees van jou geld. God het jou 'n rentmeester gemaak, is beter om te gee as te ontvang, stuur weer om my kollektebordjie. Jy moet 'n goeie rentmeester wees van jou tyd. Jy moet 'n tiende van jou tyd vir die Here gee. God het ons vir Adam en Eva gesê, julle moet na die aarde kyk. Ons moet rentmeesters wees van die wêreld. Het julle gevoel dit hierdie week? Ons is nie goeie rentmeesters nie, is ons. Baie warm. Global warming. Omdat ons nie ons werk gedoen het nie. Ons gaan nie oor dit praat nie, want duidelik is dit te moeilik. Kom ons praat eerder oor wat Petrus van skryf en praat oor jou self, jou hele lewe. Wat is die probleem met huurders? Wie van julle huur 'n woonstel? Wie van julle se paas verhuur iewers 'n woonstel? Wie van julle se paas se huurder sit vanaand in die kerk? OK, dis 'n goeie ding. Want huurders verniel altyd die plekke waar hulle bly. Is dit nie so nie? Want dis nie hulle eie goed nie. Dis 'n groot probleem. So hoor van hoeveel mense, na die mense uit as hulle daar kom, is 'n fiasko. Die oom se deur is af. Hy's nou 'n stortgordyn. Scary die goed wat huurders vertel. Om een of ander rede, as ons nie voel, ons besit iets hier, dan kyk ons nie daarna nie. So die volgende ding is ons sê, God is die eienaar en jy is net die bestuurder of die huurder van hierdie lewe, dan is die probleem dat ons dalk nie mooi daarna kyk nie. Van wat gee God vir jou eienaarskap? Van wat gee God vir jou die voorreg om oor te heers?
oor die fisiese jy. Pouk, gaan gou die een langs jou. Kom nou, julle pouk mekaar op Facebook, dis nie. Pouk, wat voel jy daar? Het jy gevoel iemand pouk jou? Dis daai waarvan ek praat. Die deel wat jy kan voel en kan sien. Die fisiese jy, hy gee vir jou 'n liggaam. Dis actually belangrik. Dis nie net toevallig nie. Hy gee vir jou 'n liggaam. Jy is die bestuurder van daai liggaam. Dis wat Petrus sê, moenie dronk raak nie, want dan is jy nie meer die bestuurder nie. Dis daai wat druk jy nou 'n knoppie wat sê Casper van die alkohol, nê? Nee. Dan raak die alkohol die bestuurder of die dwelm of die wat ook al. Jy is die bestuurder van jou eie liggaam. Jy moet daarna omsien. Nou ons kan baie praat oor wat is sonde en wat is nie sonde. En met ander woorde, as ek lekker gekoring raak gereeld, is ek besig om my liggaam om te sien of is ek besig om die oondeur uit te ruk? Ek is besig om hom te verniel. As ek rook, wat is ek besig om my liggaam te doen? Besig om mooi na hom te kyk. Ek is besig om hom te verniel. Ek is 'n swak rentmeester, ek is 'n slegte huurder. Gaan die Here so gaan, kyk hierdie vrotlonge, wat was dit nou? Ek het vir jou verses gegee. Hoor julle wat ek sê? Ek wil nie moet sleg voel vanaand. As jy 'n twakkie in jou boonste sakkie hou nie, hou maar toe. Ek wil hê jy moet besef dat jy verantwoordelikheid het teenoor jou liggaam. Hoe eet jy? As jy 3 etes by die SS eet, is jy 'n goeie bestuurder. SS gaan my nou soe. Dis 'n goeie, ons dink nie daaraan nie, ons wil oor rook of oor drink of oor dwelms. Dis niks nie, ons rook is al, dis niks. Dis baie stres. Jy nou zolletjie, chill het uit, dis nie 'n gereelde ding nie. Dis groen, dan nou ek sê enigiets wat groen is, kan jy geniet. Gesond. Is jy 'n eienaar? Is jy huurder en hoe pas jy dit op? Want jy moet rekenskap gee van dit wat jy hier, wat jy moet bestuur. Geestelik, emosioneel. In my verhouding met die Here, is ek 'n rentmeester? Is dit iets waarmee ek moeite doen? Is dit iets wat ek versorg? Loop ek maar met 'n klomp bagasie wat ek in elke verhouding insleep waarmee ek mense daagliks seermaak want ek wil nie daarmee deel nie, want ek hoef nie. Nee, ek hoef. Ek is bestuurder van my emosies. Ek moet sorg dat hulle gesond is. Ek is bestuurder van my verhouding met die Here. Hy gee vir my die geleentheid, hy gee vir my geestelike gawes. Derde ding waar jy beheer het, jou gawes. Dis nie daar om jou ryk te maak nie. Dis nie daar net om jou lewe lekker te maak nie. Dis daar om vir die Here terug te gee. Hy leen dit vir jou om mee te woeker in sy koninkryk. Ontwikkel jy dit? Doen jy moeite? Ek weet dis eintlik hierdie geleenthede en ek weet ek het eintlik 'n gawe, maar die nuwe season van How to Get Away with Murder is uit, so weet, is altyd goeie kennis om by mekaar te maak, mens weet nie hoe werk jou huwelik uit nie. Is ek doelbewus besig om te ontdek en te woeker wat met God vir my gee? Vergeet van staf, vergeet van geld, ons is, tyd kom seker hierby, want tyd is seker maar waaruit alles bestaan. Maar is ek besig om 'n goeie bestuurder te wees? Of is ek besig om te sê, ek het een lewe, ek kan doen wat ek wil? Dis my lewe. Dis my geleentheid. Dis nog baie belangriker as hoe lyk dit wat jy vir die Here uit jou beursie uithaal. Baie, baie belangriker. Jy het een lewe. Jy het een kans. Een. Dis regtig dit, julle. Ek wil vir jou vra, gaan sommer 'n ouer huis uitry. Dan gaan jy sê, daai tannie sê, my kind, dis soos om Grand Prix te kyk as jy jou lewe nou kyk. Dis net so, is verby. Ja, tannie, dit is so. Een lewe, een kans en hy gaan vinnig. En die Here het dit vir jou gegee, hierdie een lewe. En alles wat jy saam met dit gekry het. En hy gee vir jou die opdrag om dit te koester, om dit na die beste van jou vermoë op te pas, en om dit te leef, nie net vir jouself nie. Hy gee vir jou hierdie een lewe, om dit weer te gee. Het julle al met 'n goeie toets by die huis gekom? Nee, niemand nie. Right. So op hierdie eksamen, okay. Het jy al met 'n trofee by die huis gekom? Kom doen die night race, almal kry 'n medalje.
jou ouers al vir jou gesê, hulle is trots op jou. Opgewonde as jy dan nie, maar kyk wat het ek gedoen. Eendag gaan jy voor God staan. En hierdie moet jou excite. Ons is bang om voor God te gaan staan. Hoekom? Jy moet opgewonde wees vir daai dag, maar eendag gaan jy voor die Here staan. Jy moet hom sê, Here, dankie dat U my die geleentheid gegee het. Hy sê, dis 'n seentjie was hier naweekie. Dan wil hy die ride ry, daai ride ry. En dit gaan ook te vinnig. Dis ook te duur in sy lewe. En dan kom hy terug, dankie, dit was lekker. Het jy dit geniet? Ja. Die Here sê, Here, dit was lekker, dit was te vinnig, maar dit was lekker. Dankie vir die voorreg dat U vir my 'n lewe gegee het. Dankie dat U so duur betaal het, dat ek hierdie lewe kon gehad het. Was amazing. Kyk hier, wat het ek gedoen? Kyk hier, wat het ek vir U gedoen? My heel beste. Sal dit nie 'n lekker dag wees nie? Jou ma weggaan en sê, jy moet vir haar hierdie en hierdie doen, en dan kom sy by die huis en jy het heeldag TV gekyk, nee. Kom jy maar so skaam, bang uit. Jy wil nie so voel die dag wat jy die Here ontmoet nie. Gaan dink daaroor. Mag jy God toelaat, dis wat Romeine 12 vers 1 sê, mag jy God toelaat om jou denke oor jouself, oor jou hele lewe te kom vernuwe. Jou manier van hoe jy dink oor wat jy hier doen en wie die een is oor wie hierdie gaan. En mag jy regtig jouself vir God gee as 'n lewende offer. Mag jy 100% elke deel van wie jy is, van jou lewe vir hom gee en lewe. Mag jy fisies, emosioneel, geestelik met jou gawes opgewonde na die Here toe hardloop eendag. Nou al, as jy voor hom gaan kniel in die aand. Sê Here, dankie vir vandag. Ek het my beste gedoen vir U. Wat 'n voorreg. Amen. Here, dankie dat U alles kom doen het en vir ons net ongelooflike geskenke en gawe gegee het.